Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Jesus het opgestaan. Jesus het werklik opgestaan. Kom sê dit saam met my. Jesus het opgestaan. Jesus het werklik opgestaan. Vandag vier ons die hoogtepunt van ons geloof. Hoe wonderlik is dit nie? Al die ander godsdienste het heroes gehad. Iemand wat goed gedoen het. Iemand wat 'n verskil gemaak het. Maar geen ander God het gedoen wat ons God gedoen het nie. Omdat hulle nie dit kon doen nie. Omdat hulle nie werklik God is nie. God het vir Jesus uit die dood laat opstaan. God het vir Jesus wakker gemaak en gesê, staan op, die dood kan jou nie oorwin nie. En ons glo in hierdie God. Jesus het uit die dood uit opgestaan. Hy het die dood oorwin. En dis ons God daai. Ons God wat jou Vader en my Vader is, het sy seun deur die dood laat loop, sodat ek en jy kan lewe. Sodat jy self en ek self nie hoef te sterf vir al die sondes wat ons al aangevang het nie. Is dit nie wow nie? Is dit nie iets om oor te bokspring, in die lug op te spring en uit volle bors uit te roep? Want Jesus het my so lief, dat hy bereid is om in my plek die dood te vat. En weet jy wat? Dis jou God, jou Vader, wat hier en nou in hierdie tyd vir jou kom groet en jou welkom heet en sê, welkom. Het is goed om jou hier te hê, waar ons Jesus se opstanding vier. Hier by hierdie feestafel is daar vir jou oorgenoeg vrede en baie hope vrede. Ek is so opgewonde oor vandag se boodskap, jy kan dit seker agterkom. En ek is op reis, soos julle weet, om by al die boekwinkels deur die land te gaan kuier, om asem by soveel as moontlik boekwinkels uit te kry, om die saad in God se wêreld te kan saai. Nou ek slaap langs die pad by vriende en familie, en as daar nie iemand bekend is nie, dan slaap ek in 'n tent op die fort se dak. Nou in Durban kontak ek 'n kruispad leser wat ek beloof het, dat as ek hier in sy omgewing is, dan sal ek by hom kom koffie drink, is hier by Umhlanga. Nou hy nooi my toe sommer om by hom te kom slaap. En die Vader bederf my met 'n wonderlike tuiste en 'n lekker ribeye gisteraand on the bone. En nou, my mond hang oop vir Dirk. En voor aanstaande, uitstaande kardioloog in ons land, wat my so stukkie vir stukkie in sy wêreld inneem, en vertel van harte en hartoperasies met tegnologie. Dis in sy teater wat ek staan. Hy vertel my van 'n draad wat hulle gebruik, wat 0,04 mm is, wat hulle opdruk hier van die lies af, en hier tot binne in die hart, en dan dit boor, die vate oopboor. Nou hy sê, 'n gewone boor loop so teen 3000 revolusies per minuut. Hierdie draad van hulle is, ek dink, amper tot 200 000 revolusies per minuut. Dit is erg gevaarlik en natuurlik spanningsvol want een foutjie kan 'n persoon se lewe kos. En dan hier in die hart met hierdie draadjie kom hulle in, en behalwe vir die skoonmaak, plant hulle baie keer nog masjinerie ook daar, wat keer dat klonte loskiet, en 'n ding wat ook jou hart se ritme help meer, en 'n klomp sulke goeder wat net te veel is in my kop. Maar dit is werklik fenomenaal. Nou vandag is ek regtig bevoorreg om hier te staan, waar hy en sy span siek harte help. En natuurlik saam met die hulp van die Here, wat hy erken, kan hulle mense se lewenskwaliteit net baie verbeter. Ja, hy sê baie keer sit hy terug, en sien hy hoe die Here dinge net laat gebeur, waar hy weet, dis menslik onmoontlik.
Nou vandag gaan ons boodskap juis oor God se bemoeienis met die mens. Esegiel, waaruit ons gaan lees, kom bring 'n belofte aan die volk wat eintlik heeltemal pad af is. Voor ons lees, kom ons raak rustig en ons luister aandagtig na die woord van God. So sê die Here, die God van Esegiel. Ek sal julle wys wie ek is daardie dag, as ek julle bymekaar maak, waar julle tussen die nasies as gevangenes bly. Ek sal julle na julle eie land toe bring. Daardie dag sal ek julle skoon maak. Dan sal julle regtig skoon wees, vir die eerste keer. Ek sal al die slegte dade van julle afwas, en julle sal nie meer voor die afgode buig en offers aan hulle bring nie. Want ek sal julle harte nuut maak. Dan sal julle heeltemal anders dink. Ek maak julle van voor af nuut. Ek haal julle ou harte uit wat kliphard geword het, van al die slegte dinge wat julle doen. En ek maak julle heeltemal gehoorsaam aan my. Ek sal daardie dag my gees in julle laat bly. Hy sal julle leer om gehoorsaam te wees aan wat ek julle beveel. Dan sal julle doen wat ek sê. Kom ons luister weer na die teks en ons vra die Heilige Gees om dit vir ons te verduidelik hier in ons brein. So sê die Here, die God van Esegiel. Ek sal julle wys wie ek is daardie dag, as ek julle bymekaar maak, waar julle tussen die nasies as gevangenes bly. Ek sal julle na julle eie land toe bring. Daardie dag sal ek julle skoon maak. Dan sal julle regtig skoon wees, vir die eerste keer. Ek sal al die slegte dade van julle afwas, en julle sal nie meer voor die afgode buig en offers aan hulle bring nie. Want ek sal julle harte nuut maak. Dan sal julle heeltemal anders dink. Ek maak julle van voor af nuut. Ek haal julle ou harte uit wat kliphard geword het, van al die slegte dinge wat julle doen. En ek maak julle heeltemal gehoorsaam aan my. Ek sal daardie dag my gees in julle laat bly. Hy sal julle leer om gehoorsaam te wees aan wat ek julle beveel. Dan sal julle doen wat ek sê. Kom ek gee so 'n bietjie agtergrond van die teks. Eintlik ken ons dit al so goed en ons kan eintlik so goed daarmee identifiseer, want ons is ook maar soos die volk Israel. Vir baie jare het die volk van God af weggedraai. Hulle het die Here aanbid,
maar terselfdertyd ook afgode gedien. Hulle het die tempel gehad, maar hulle harte was nie by God nie. Hulle onreg en geweld en afgoderry, you can name it, was deel van hulle samelewing. En die netto effek was dat hulle in ballingskap weggevoer is. Nou kom Esegiel en sê vir die arme sukkelaars in Babylonië dat daar redding vir hulle op pad is. Nie omdat hulle so goed is nie, inteendeel, maar omdat God gestand doen in sy naam. Hy is die liefdevolle, reddende God. Nou in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, is daar 3 beloftes wat aan die volk gegee word. En ek wil hê jy moet mooi luister, want hierdie beloftes is nie net beloftes deur in die verlede net vir die volk nie, maar is ook beloftes vir ons, wat eintlik meer is as net beloftes, want hierdie beloftes het reeds waar geword. Dis juis wat ons vandag kom herdink, ons terugdink aan wat gebeur het 2000 jaar gelede. Ons gaan die 3 beloftes weer herbesoek, sodat dit deel kan word, weer deel kan word van ons lewe om te gaan uitleef daar buite in die wêreld. Die 3 beloftes is, God gaan ons skoon was, God gaan ons 'n heel nuwe hart gee, God gaan vir ons die Heilige Gees gee. Nou die eerste belofte wat Esegiel gee is dat God elke mens gaan skoon was. Die belofte is dat God skoon water oor hulle sal giet en so die vuilheid wat oor die jare aangepak het sal afwas. Soos die priester van daardie tyd water gesprinkel het as simbool van die sonde wat afgewas word of weggeneem word, kom God as die heel hoë priester en kom sprinkel nie water oor ons nie, maar bloed. Die bloed van Jesus om die mens skoon te was van hulle sondes. En let mooi op hier. Dis God wat dit doen. Die verlossing kom van God se kant af. Die volk is te swak en seker te sleg om van hulle kant af terug te kom na God toe. God doen die verlossingsding. Hy kom eers terug om die verhouding te herstel tussen sy kinders en tussen hom. En as ons eerlik is, weet ons wat in die harte van die Israeliete aangaan. Want is dit nie maar wat ons ook soms doen nie? Ons doen dinge wat ons hart vertroebel. Ons doen dinge van die wêreld en nie van God nie. Soms is dit nie eintlik eers sonde nie, maar ons groei so vas in dinge van hierdie wêreld dat ons eenvoudigheid nie meer ruimte het vir God nie. Ons weet nie eers meer wat die wil van God is nie. Wat nog te sê om dit te doen? Onthou jy nog daai preek, die heel eerste preek van ons reeks waarmee ons vandag afsluit, lewe met 'n uitroepteken, daai dinge wat die handrem optrek. So, ons het mos nog daar langs die pos al hierdie goeders gelos. Maar as ek nou weer terugkyk oor my lewe, het daar weer van hierdie onkruid het begin groei. En dis hiervoor wat God kom en die water kom sprinkel. Of soos wat werklik gebeur het, Jesus se bloed wat gevloei het aan die kruis daarvoor. En hoe wonderlik is dit nie van God nie, en dankie tog daarvoor. Hy wag nie vir my of vir ons om eers skoon te kom voordat ons na hom toe kan gaan nie. Nee, van sy kant af kom hy na ons die sondige mense en kom was ons skoon. Dis sy inisiatief. Dis net een groot stuk genade wat keer op keer net hier by ons opdaag. En ons word nie maar net besprinkel nie, maar ons word oorspoel met die liefde en die genade en die bloed van Christus. Dis wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. Onthou die Ou Testament moes hulle mos 'n lammetjie of 'n duif of iets slag, sodat daardie dier se bloed ons sondes kon afwas. Maar God het 'n finale plan gemaak, sodat dit nie meer vir ons nodig is
om bloed te gaan loop soek nie. Hy het vir Jesus as die finale lam gestuur, sodat sy bloed kon loop as die laaste finale betaling vir ons sondes, vir die hele mensdom se sondes, wat ons gedoen het, maar wat ons nog gaan doen, vir alle sondes, dit wat ons net nou môre, oormôre gaan doen. Ek wonder of hierdie nuus jou nog raak. Maak dit jou opgewonde, raak dit jou nog, word jy oorval van dankbaarheid, lewe jy anders in die lewe daar buite, omdat jy so bevoorreg is, so begenadigd is. Ek dink ons moet eers in hierdie dag net 'n tydjie gaan maak, dat ons net weer oorrompel kan word, geroer kan word, omgedop kan word oor hierdie ongelooflike goeie nuus. Daar is nog goeie nuus. Ons kry 'n nuwe hart, 'n splinter nuwe hart. Jy sien, die Israeliete se hart het hard geword, omdat hulle dinge doen wat nie binne die wil van God was nie. Hulle het dinge gedoen wat uit hulle self uitgekom het. 'n Mens het nou gedink dat hulle daar in ballingskap so bietjie sou begin herbedink het en hulle sondes oordink het en 'n aanpassing sou doen. Maar nee, hulle het eerder begin lewe en doen soos daardie mense. En die netto effek was dat hulle hart het hard geword. En dis presies wat ons verkeerde dade ook doen. Ons moet dit vir mekaar sê. Dit verhard ons hart. Dit maak ons geestelik hard. Dit maak ons geestelike hart dood. Nou Dirk verduidelik vir my dat 'n hart moet soepel wees. Dit moet sag wees om te kan werk. As 'n hart hard is, kan dit nie meer werk nie. Dink vir jouself, as jy nou jou hart uithaal en jy sit 'n baksteen daarin wat 'n kliphard is, gaan dit mos nou nie werk nie. Die hart moet soepel wees om bloed te kan pomp. Om die lewensbelangrike suurstof hier in die res van jou lyf in te dra. Nou hier is die tweede verskriklike groot stuk genade van God, sonder dat ons vra. Kom God van sy kant af en hy kom bied vir ons 'n kans op die ewige lewe. Hy kom bied vir ons 'n kans om die ou stikkende hart uit te haal en dit te vervang met 'n nuwe hart. Nou in die Hebreëse denke is die hart lefaf nie die plek van emosies nie, of nie net die plek van emosies nie, maar is die sentrum, die middelpunt van 'n mens se innerlike lewe. Dit is waar jy dink en waar jy besluite neem, waar jy jou wil vorm en jou morele rigting bepaal word. Die hart verteenwoordig dus die kern, die binneste van wie 'n mens is. Nou wanneer God in Esegiel beloof dat hy vir sy volk 'n nuwe hart sal gee, beteken dit dat hy nie net hulle gedrag wil verander nie, maar die mense se innerlike natuur en ingesteldheid self wil nuut maak. Dis wat dit beteken om 'n nuwe hart te kry. Wanneer Dirk hier met 'n 0,04 mm draadjie hier in die pasiënt se lies opwerk en 'n verstopte aar oopboor of 'n stukkie masjien hier insit, dan kry hulle nuwe lewe. Hulle lewe verbeter. Nou 'n vriend van my het 'n stent gekry daar in Somerset Wes en hy sê sy lewe het oopgebars, het so gemaak. Nie net 'n kans op 'n lewe nie, maar 'n heel splinter nuwe lewe. So wat beteken hierdie belofte vir my en jou vandag? God werk nie net aan my gedrag of dinge wat ander mense kan sien nie, maar hier in die diepste plek van my lewe. Hy verander hoe ek dink, hoe ek na mense kyk. Hy verander hoe ek oor homself voel. Die nuwe hart beteken dat God begin werk in die sentrum, hier in die middel van wie ek is. Dit beteken ook 'n nuwe hart, dat my verhouding met God herstel word.
En dis presies wat Jesus reg gekry het deur op te staan uit die dood. Die verhouding tussen God en tussen my is weer herstel. Die ou hart was dikwels hard, vol sonde en geneig om weg te beur van God af. Maar wanneer God 'n nuwe hart gee, word my hart weer sag vir hom. En begin ek weer na hom luister, hom vertrou en wil ek leef op 'n manier wat hom eer. Die derde betekenis van 'n nuwe hart, dui op 'n nuwe manier van leef, dat dit moontlik is. Ek hoef nie vas te sit in die ou patrone van die lewe nie. God gee vir my 'n vermoë om anders te leef, om gehoorsaam te wees en om al hoe meer te word soos wat Jesus was, soos dit bedoel is vir my. 'n Nuwe hart beteken dus 'n nuwe begin saam met God. En as ek eerlik is, besef ek dat hierdie mooi dinge nie altyd deel is van my lewe nie. Selfs al gee God vir my 'n nuwe hart, beteken dit nie dat ek ewe skielik alles reg doen nie. Hiervan kan ek vir jou honderde voorbeelde uit my lewe uitgee. Die nuwe hart, moet ons weet, is die begin van 'n nuwe lewe. Maar ons leef nog nie presies soos wat hierdie hart vir ons kan gee nie. Want ons is deel van 'n sonde, swakke werklikheid. Daarom bly daar altyd hierdie stukkie spanning tussen wat God reeds in ons gedoen het en wat nog moet voltooi. Hierdie werk van God in ons is 'n proses. Dis daar's 'n beginpunt. Wanneer 'n nuwe hart in ons lewens gegee word, plant hy in ons 'n nuwe lewe hier in ons binneste, maar daardie lewe moet nog groei. Ons het nou die potensiaal, maar dit moet nog in werklikheid word. Dit moet nog groei. As ek 'n avokadopeer daar in die water gehou het en daar het 'n worteltjies uitgekom het en ek gaan plant dit, sien ek nie dadelik die blare wat uitgroei nie. Dit kom eers later, met die tyd saam, en nog later is die vrugte sigbaar. Dit vat 'n tydjie vir ons ook, dat ons vrugte sigbaar word. Dis 'n proses. Nou Dirk verduidelik vir my, met 'n hartoortplanting, is die groot werk nie soseer met die oorplanting self nie, hier in die operasiesaal nie. Maar met die tyd daarna is die moeilikste. Die nuwe hart probeer die liggaam probeer heeltyd hierdie nuwe hart uitwerk. Nou groot sorg moet aan die dag gelê word om te sorg dat die liggaam nie hierdie hart verwerp nie. Dit is so half outomaties dat in ons geestelike lewe ons nuwe geestelike hart wil verwerp, want dit is nie heeltemal ons DNA 'n manier van dinge doen nie. En daarom is ons afhanklik van God. 'n Nuwe hart is God se gawe, maar ons leer die Gees om daardie nuwe lewe uit te leef. Die Gees help ons. Soms struikel ons nog, soms sien ons nog nie die ou gewoontes nie, maar God hou aan werk. Want wat hy begin het, sal hy klaarmaak. En dit is juist die derde belofte, dat daardie dag, sê God in vers 27, wanneer ons hierdie nuwe hart ontvang, terselfdertyd sal hy vir ons die Gees gee. Hy sal sy Gees vir die Israeliete gee, beloof hy, om in hierdie geestelike liggaam vir hulle te help, dat hulle geestelike liggaam dit nie verwerp nie. En die Gees sal hulle help dan om in lyn te kom met wat die nuwe hart vereis. Hy sal hulle help om gehoorsaam te wees en te doen soos wat God wil hê hulle moet leef. Wat 'n wonderlike nuus is dit nie? Dat ons nie vandag alleen hoef dit te doen nie. God ken ons. Hy weet dat ons nie opgewasse is om die nuwe hart op ons eie te kan hanteer en deel te maak van ons wese nie. Die eerste reaksie, die normale reaksie is om te verwerp. Ons default is die ou manier van lewe wat hierdie hart wil van ontslaa raak. Maar God se genade stop nie met 'n hartoortplanting nie.
Nee, sy genade gaan verder om ons te help om met die onderhoud en die instandhouding wat so belangrik is. Hy gee ons versterkings. Hy gee vir ons Dokter Heilige Gees, wat presies weet hoe die hart moet werk en wat in ons elkeen nodig is vir oorlewing. Die Gees werk in ons om ons te herinner aan God se wil, om ons te lei wanneer ons onseker is en om ons te help wanneer ons te swak is. Hy help ons om nie weer die hart te verwerp nie, maar om dit te koester en te laat groei. Hy werk hier binne in ons, sodat ons lewe al hoe meer begin lyk, soos wat God bedoel het, dit moet lyk. Kom ek deel een storie van die werk van die Heilige Gees, wat hier op die toer met my gebeur het een aand. Ek skrik wakker in die daktent, daar op die fort, en ek besef ek het ek iets gedroom. Ek sit regop, en ek herhaal kliphard. Ek het gehoor, as iemand iets spesifieks nou vir ons gee, moet ons dit net so weggee. Ek weet nog, ek het nog in my droom gesê, Here, wat van so die helfte? Maar ek droom, ons moet alles weggee. En ek deel dit met Renate, want ek weet ek moet nou vir iemand dit sê. 'n Paar dae later kom daar toe 'n bedrag in ons rekening. En sonder om te boe of te ba, plaas ons al die geld oor na iemand wat die Here op ons hart geplaas het. En dit is die Heilige Gees wat ons gehelp het om hierdie nuwe hart se dinge te doen. Verseker nie uit onsself uit nie. En dis deur die Heilige Gees wat ons krag ontvang om stappie vir stappie die nuwe lewe uit te leef wat hy reeds in ons lewe begin doen het. In die stilte van die graf, waar hoop so stof lê en wag, het die wêreld gedink dis verby, maar die plan het net begin. Donker nag, die klip voor die deur, trane val, alles voel verlore, maar die hemel het asem opgehou, want dagbreek was op pad. Toe die lig deurbreek, het die aarde self gebewe. Hy het opgestaan, hy leef vandag, die dood het verloor, die graf het gebreek. Hy het opgestaan, ons koning leef, nou staan ons op in sy oorwinning. Halleluja, die naam bo alles, halleluja, die naam voorwin. Halleluja, Jesus leef, Jesus leef. Dis net genade wat oor my spoel, nie net druppels nie, maar 'n vloed. U het gekom en alles gedra, my skuld, my sonde, elke wond. Die lam wat vir my plek gehang het, die laaste bloed wat ooit moes vloei, vir alles wat ek al gedoen het, en selfs dit wat nog kom ook ooit het. Here, raak dit my nog vandag, of het ek al gewoond geraak? Hy het opgestaan, hy leef vandag, die dood het verloor, die graf het gebreek. Hy het opgestaan, ons koning leef, nou staan ons op in sy oorwinning. Halleluja, die naam bo alles, halleluja, die het oorwin. Halleluja, Jesus leef, Jesus leef. Oh. Hey, my hart het hard geword oor tyd, deur my eie wil en my eie pad, soos 'n klip wat nie meer kan voel,
het ek myself al hoe meer verloor. Maar u kom in en maak my nie net 'n kans nie, maar 'n nuwe begin. U haal die kliphart uit my uit en sit u lewe diep binne-in. U verander wie ek regtig is, van binne na buite elke dag. So saad wat stil begin roei, werk 'n lewe binne my. Nie perfek nie, maar op pad. U maak my meer soos u, Heilige Gees, lei my nou, help my om die nuwe te leef. Stap vir stap, dag vir dag, tot my hart soos u begin klop. Hy het opgestaan, hy leef vandag. Die dood het verloor, die graf het gebreek. Hy het opgestaan, ons koning leef. Nou staan ons op in sy oorwinning. Halleluja, u naam bo alles. Halleluja, hy het oorwin. Halleluja, Jesus leef. U maak my nuut, 'n nuwe hart, omdat u Vriende, ek is so opgecharged om met mening te probeer, om al my kragte in te span, om te gaan lewe soos wat God wil hê ek moet leef. Ek wil uit dankbaarheid 'n lewe gaan leef, omdat God deur Jesus se bloed my sondes weggeneem het. Ek wil uit dankbaarheid my nuwe hart regtig gaan inspan, gaan probeer om te leef wat my nuwe hart wil hê ek moet gaan doen en 'n verskil gaan maak. En dankie tog. Ek hoef dit nie alleen in uit eie krag uit te maak nie, of te doen nie. Die Gees is daar om my te help. Die genade van Jesus, die liefde van God, en met die werking van die Heilige Gees wat ons hulp is, kan ons 'n lewe gaan leef met 'n nuwe hart. Amen.